Net, eintlik wil ek rondloop, dus kom ek 'n lapel mikrofoon wil hê. Jy kan met daai rondloop. Ja, maar ek voel maar net, ek is nie gewoond om hierdie te vashou nie. Hy het 2 hande. Ja, ek wil kan beduie. Ek het kom ek vertel vir julle so. Hulle oorkant ons gebly. Hulle Elsabie Klopper en haar man. So hulle was al 2 hervormde predikante, maar ons het Elsabie geken donker jare. En bly het staan in 'n hoofstal hier in Siljestraat gebly. Nou, wat toe gebeur het is Elsabie het die gewoonte gehad as sy en haar man alleen in die huis stap van bad sy, dan stap sy kamer toe so kamers was bo en dan onder was 'n sitkamer en die kombuis. En dan toe stap sy die dag ook weer rustig by die badkamer en sy het vergeet hulle besoekers gehad. Dan stap sy dan eers vas gewaad aan die badkamer af. So. Ek kom met julle praat oor basiese wenke vir 'n eenmanssaak as jy nou begin en dinge wat jy in ag kan neem. Selfs as jy ruk in die gang is, as dit 'n groot besigheid is, dan gaan jy nie meer belang nie. Die eerste ding wat ek wil praat oor is, gaan jy koop of gaan jy gebruik hier? In Engels, buy or lease. Want daar's 'n verskil in die twee. So, kom ons sê jy koop hom en jy moet hom finansier teen 18%. Sien daar 1.2. Jy koop en jy finansier hom. Daar's 'n afbetalingstabel en jy het beëinde daai 13% is omdat dit afrond en as jy afrond dan verloor jy dit. Ek is net soos een van die groot banke wat as jy jou maandelikse pakkement bereken en bereken hom tot die naaste 100.000ste van 'n sent. Dan tel hulle op. Dus sê vir my hoeveel kan dit 100.000ste van 'n sent in 30 dae verskil maak. Maar toe, dit is hulle manier. So jy het hom afbetaal en nou kom ons waar die nog gaan inkom. Ekskuus vir dit. Jo, net 'n besigheid. Vraag vir jou. Het 'n besigheid. Jou verkope is 10.000. Koste van verkope is 6.000. Jou bruto wins is 4.000. Jou hoofkoste is nou kom ons sê 1.000. Dit eintlik laag is maar toe moet. Dan die netto voorbelasting is 3.000. Dan kom die bloedtappers en hulle vat dan teen 30%, sê maar 900 en jy oor na belasting 2.100. OK, nou kom ons, wat gebeur nou as jy die ding gekoop het? Eerste ding is, as jy die item gekoop het, jy kan net die rente aftrek teen belasting. Nie die kapitaal wat jy delf het. Die kapitaal wat jy delf is, maar net geld wat die bank afskuif en iets anders toe, jy skuld minder en die bate is meer joune. So wat kan jy aftrek? In jaar 1, R28.74 en die kapitaal wat jy gedelf het was 91.14 en in jaar 2, R10.89, jy kan totaal R39.63 aftrek oor die 2 jaar. So, kom ons kyk dan net wat die inkomste staat. Al 10.000, 6.000, ek het nou die voorsiening gemaak, jy gaan die volgende jaar gaan die omset opneem en sovoorts. Nou die woonkoste is nog steeds 1.000, maar dan tel ek by. R28.74 vir die eerste jaar, so rente wat nou ekstra woonkoste word, en R10.89 in die tweede jaar wat ekstra woonkoste word. Plus die waardevermindering. Ek kan nou, kom ons sê nou maar, hierdie item is 'n 2 jaar leeftyd item volgens SARS, dan kan jy R100 van sy waarde afskryf. Netto voorbelasting is nou 2.871 en 2.889. Kom ons kyk vorige bladsy toe terug. Voorbelasting was 3.000. Nou betaal jy belasting op wat dit oorbly. So jou belasting is nou 861 en 866.
teenoor die 900 wat dit was. So jy net na belasting kom en nou is die verskil. En daai verskil is teenoor die ene voor jy gekoop het. Dan is dit R90 verskil en 77. So kom ons sê, dis nou een opsie. Nou kom ons kyk na break-uur of 'n lease. Jy verkoop is nog dieselfde, jy het 6000, boekoste is 1000, plus jy betaal nou 120 in plaas van 100. Wanneer jy kapitaal was, gaan jy betaal 3 jaar om te lease. Break-uur te kry. Die nette voor belasting is 2880. Die belasting is nog steeds die 30%. Die netto na belasting 206, dat is R84 verskil. Vergelyk dit nou met die eerste twee, as jy die gemiddelde van daai twee vat, dan gaan jy nou weer aan dit kom. Maar wat is die ander voordeel van 'n break-uur of 'n lease? As hy van 'n break-uur is, en hy pak op, dan kontak jy die ou en sê vir jou, die masjien, die ding staan. Jy het nie instandhoudingskoste vir jou rekening nie, dit is vir sy rekening, want hy moet die ding vir jou in 'n werkende toestand verskaf. So wat ek vir jou probeer sê opknop is, as jy gaan kyk, hierdie is 30% wat jy verminder aan jou inkomste hier. So baie mense nou sal sê, daai 30% is wat jy in die briewe vir jou betaal as deel van die prysmeting. Net onthou dat, kom ons maak hier 'n punt klaar. Dis nie altyd die moeite werd om 'n ding te koop as jy hom kan break-uur nie. As jy hom weet, jy kan hom afskryf en jy geen instandhoudingskoste nie. Jy het nie wel nie die waardevermindering nie, maar daai item is die ander gaan nou vinniger. Kom ons praat nou net vinnig, as nou so 'n paar goedjies. Daar is waardevermindering wat toelaatbaar is op alle bates wat jy kan afskryf in 'n klein besigheid. Die verskillende waardes van die verskillende waardevermindering wat toegelaat word is tipies. Ek gaan net gou 'n paar voorbeelde noem. Op 'n kar kan jy oor 5 jaar afskryf. Rekenaartoerusting 2 jaar. Sekere gereedskap 2 jaar. As jy nou 'n draaibank gaan koop, gaan jy waarskynlik sê nee, 10 jaar. Behalwe as jy kan bewys dat hierdie ding hard werk, dan kan jy dit gaan stry daaroor. So dis nog iets wat om langer te maak of kort. Jy kan dit dan Langer. korter maak. Jy wil waardevermindering is ideaal. Hoe gou jy die bate kan afskryf, hoe meer trek jy af, hoe minder kry jy SARS. Die bloediewe. Okay, nou begin jy in die besigheid. Jy kan jou karre aan jou besigheid verkoop. Daar's nie 'n sent wat in die bank skuif nie. Die kar bly in jou naam, maar die kar is nou 'n bate by die besigheid. En die besigheid het nou 'n lening teenoor jou. So jou kar is nou maar sê 100 000 werd. Die besigheid skuld jou 100 000 en die besigheid het 'n kar. Nou kom ons kyk nou wat ons die implikasies is. Eerste implikasie is, jy kan die kar se waarde nou, maar die dag as jy hom verkoop aan die besigheid, is die markwaarde op daai dag. Nie wat jy vir 3 jaar terug betaal het nie, huidige markwaarde. Maar jy kan nog steeds teen 20% per jaar afskryf oor 5 jaar. Jy mag jou brandstof aftrek wat jy vir die besigheid ingooi. Jy kan nou die geld vir die diens, die bande ensovoorts ook in 'n bepaalde persentasie aftrek. So as jou kar 90% vir jou besigheid werk en 10% op kerk toe gaan, dan is dit toelaatbaar om 90% van daai uitgawes af te trek. Jou versekering is ook aftrekbaar in dieselfde persentasie. As die kar nog op huurkoop is, kan jy rente van die huurkooppaaiement aftrek. Jy kan die lening op jou kar terugbetaal. Vaai uit jou besigheid aan jouself, soos en wanneer jy wil en soos jou in die besigheid pas. Nee, jy hier koop nie nou wat jy 10% paaiement wat te kan afbetaal nie. Jy betaal dit af soos dit jou pas. Dan laaste ene, nie almal hou daarvan nie, maar as jy besigheid vou, is jy een van die skuldeisers teen jou besigheid.
dit maak 'n verskil, want jy kan nou ook sê, ek wil ook hê, ek wil ook hê. OK, geleentheidsarbeid. Jy kan jou lewensmaat kan jou help in die besigheid. Nou, daar's 'n ding wat al bekend is, wat sê jy betaal in Engels in natura. So, jy vrou doen vir jou biasering vandag. Nodig jy al geld vir kredietware, maar jy skryf dit af as geleentheidsarbeid. Die besigheid betaal nou vir die kredietware, maar eintlik is dit nou omdat payment in kind wat hulle in Engels sê, in natura. So, jy kan dit doen, ek gaan net kom gevaarlike hierso. Jy kan kantoor voorraad ook hê, as jy koffie drink by die kantoor, of eet koekies by die kantoor, of jy koop af en toe 'n pizza vir die mense, en omdat jy nou alleen eenmanssaak is, dan koop jy vir die personeel, dis nou jy. Kan jy aftrek? Dit was die. Ja, ek sal net kom was, dat is gevaarlik. Dan die twee laaste ene is, hier baie van hierdie ouditeure wat jou baie van hulle vertel, as jy maatskappy registreer, moet jy daar ouditeur saam wees. En die ouditeur vra jou, wie kan klein besigheid se audit voor het? 57 'n maand. Ja. As jou besigheid klein genoeg is, en dan kan jy die syfers onthou nie, dit is 1 miljoen en dit moet nie openbare fondse wees nie, daar het klop vereistes. Hoeveel besigheid nie geaudit te word nie? Finansiële state wat baie van die pakkette vir jou kan gee, die balanstaat, inkomste staat, en 'n finansiële hersiening. En nou het jy 'n vriend wat 'n boekhouer is, of 'n ouditeur is, want hy kyk nie na die state en sê nie dit lyk reg, hy teken dit af as dit hersien, en dit gaan in. Dis nie R9000 nie. Verstaan julle wat ek sê? Vir 'n klein besigheid kan dit 'n groot verskil maak. Ja. En dan, die laaste een wat is, dan gaan ek ophou, is, moenie die dam onder die eend uitdruk nie. Wat bedoel ek? Moenie die helfte van jou wins vir jou vrou gee om kredietware te koop, en skielik is jou geleentheidsarbeid 50% van jou uitgawes nie. Nou is jy besig om te kyk of jy SARS op 'n delikate plek kan kiel of drap. Jy gaan moeilikheid kry. Moet ook nie probeer om al die kredietware elke maand hier op te sit en dis skielik is dit 20% van jou uitgawes nie. Moenie die leeu se trap nie. Moenie windgat raak met SARS nie. Speel onder die radar, maar vlieg jy kan hoog onder die radar vlieg, nie op die radar vlieg. En so aan, so. Dis maar al wat ek het. Enige vrae? Jou telefoonnommer. Jy sal hom op die groepie sien. Jy kan dit welkom 084253275. Of jy kan my vra. Ja, Ek sal wel